Ek wil vanoggend met jou weer praat oor een van my vlieglesse. Maar eers wil ek vir jou sê hoe goed is die Here vir my. Ek wil vanoggend die geleentheid gebruik terwyl ek op videokamera is om vir my moeder te sê Happy Mother's Day. As jy Henny Oosthuizen se geskiedenis ken, Henny Oosthuizen het in Mayfair sentraal groot geword, 21 Railwaystraat. Ek dink ons was 4 huisgesinne wat in een huis gebly het. Ons was arm geweest. Maar God het 'n plan gehad. En ek wil vanoggend vir jou sê, God, miskien sê ek dit verkeerd, God het nie 'n plan gehad nie, God was die plan van my lewe. Ek het in sy plan ingegaan. Ek was 'n klein ou siekie, ek was nie altyd so groot geweest nie, ek het hare gehad. Ek het op die Ashope gespeel, ek het op die Mindumps gaan speel. Ek het nie 'n pa gehad nie. My pa lewe vandag, ek het 'n baie goeie verhouding met hom. Maar hy was nie daar gewees nie. Ek was een van 4 seuns. En 'n moeder het my groot gemaak. En sy het gebid. En ek het 'n oupa gehad wat my boude aan die brand geslaan het en ek was elke keer in die kerk gewees. Ek het 'n wit safari pak gehad met lang kouse en 'n kamini kous. Ken julle dit? Amen. Maar die Here was goed. En ek het gister, en ek kan miskien bietjie spog daaroor, ek het gister toe land ek van 'n vlug af terug. Ek is nou 'n kaptein in SAL. I'm riding the crest of the wave. Julle weet van die weer wat hier was, julle weet van die mis, julle weet van die donderstorms. Ek land Saterdagoggend, was dit Vrydagmiddag, toe kom hier 'n storm deur. En ons sien dit op radar, dis net rooi en dis pink. Nou pink is weerlig en staties en al daai dinge en ons vlieg op eindnadering in. En dis 'n deel van my check ride. En ek kom daarin en ek is so 5 myl weg en die toring sê vir ons die wind verander van 5 knope wat so 10 km/h is na so 80 km/h in 10 sekondes. En jy kan sien die reën kom en ek gaan net vir jou 'n prentjie wys. En ek disconnect die autopilot en ek vlieg hom in en ek doen 'n goeie landing. En toe ek al land, toe sê ek nie sê nie jy's goed nie. Toe sê ek dank die Here dat ek God se genade in my lewe het. As jy saam met iemand wil kom vlieg wat veilig is, come fly with me. Come fly with me. Ek het 330 mense al oor oseane rondgevlieg na hulle bestemmings toe. Ek het 1 ongeluk in my 36, 37 jaar van vlieg gehad. Kan ek vir jou vertel waar dit gebeur het? Dit was 'n Dakota gewees op Barberton. Het ek die vlerkpunt van 'n Dakota deur 'n boom gesleep. Teen 5 km/h. In feite ek het teen die boom gaan stop. Toe het ek hom nie gesien nie. Toe trek ek die vlerkpunt deur die boom. Dit was my enigste ongeluk gewees. Is ek goed? No, I'm not good. But I'm blessed. So ek gaan volgende vir jou praat met nommer 10. En dis my skrifgedeelte. En ek gaan daarby bly. I'll stick to my story. Jy kan vlieg. Ek kan onthou die eerste boodskap wat ek gebring het, toe ek 'n video opgehad. En Stefan, jy's awesome, hoor. En ek preek en ek het 'n video opgehad dat ek sit in die cockpit en ek neem aan hoe styg ons op. Ek dink die boodskap se naam was jy kan vlieg, die keuse is joune. En ek het 'n vliegtuig wat op die aanloopbaan afgaan en ek wil vir julle wys hoe lyk dit as hy opstyg, want ek sit in die agterste seat en die 2 ouens styg op, maar die videoklips sny af net voordat ek opstyg. En so 'n maand later gaan ons na Weesgerus toe en Stefan is daar en hy sien maar ek het hom toe nog nie so goed geken nie. Hy sê vir my, ek ken jou. Ek sê van waar vanaf ken jy my? Hy sê jy's die pilot wat nooit opgestyg het nie. Ja. Maar ek kan vir jou sê vanoggend, it is not by my own goodness but by the grace of God. En kan ek vir jou vanoggend op 'n pad vat, op 'n vliegpad vat, waar die woord van U sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Ek wil hierdie gedeelte moet in jou gees inkom, in God se woord. Ja, nou wil ek vir jou 'n paar prentjies wys. Daar is 'n prentjie wat ek in Duitsland geneem het. Ek het ook agter gesit, en hoekom ek vir jou hierdie prentjie wys, dis 'n fair weather prentjie. Dis mooi sonskyndag, die wind is kalm, sit daar, jy is op eindnadering, jy gaan land. It is awesome. Kom ek wys vir jou volgende prentjie. Dit is wat ek nou die dag gesien het op Johannesburg. Lyk dit of waar aanloopbaan is? Net 'n stukkie.
Die Helene is besig om in te kom. Toe ons geland het, toe was die Helene al oor die drempel gewees. Visibility was sleg gewees, die wind was sterk gewees. En baie keer in jou lewe, dan kom jy op 'n stadium wat jy sê, Here, dit is verby. It is finished. Ek moet maar land. Wie van julle is al op so 'n punt of is vandag op so 'n punt? Jy gooi handdoek in. Jy gee op. Jy besluit laat God se waters maar oor God se akkers vloei. This is my lot. Ek moet nou maar land. Death before dishonor. Ek gaan nou maar net land. Of ek nou verongeluk of nie, dit maak nie saak nie. Ek sien nie meer kans om aan te gaan nie. Ek is op moedverlore vlakte. Die storms van die lewe het my al te veel geskit. Die wind is te sterk. Kan jy volgende daaraan dink? Het jy al op 'n punt gekom wat jy daar is? Of is ek die enigste ene? Wie is daar volgende wat daar is? Wie was al daar? Wie is volgende daar? Okay. Let's be honest with each other. Jy kom op 'n punt wat jy net besluit, die koskaste is leeg, daar's nie geld in die bank nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek is op eindnadering, this is my lot, ek moet nou maar net land. Ek het vir jou goeie nuus vanoggend. Ek wil met jou praat, dat jy 'n kans kan kry, 'n geleentheid kan kry, oor go around. Gaan verby. Ek het eenoggend wakker geword, toe droom ek was op kursus gewees. Nou as jy op kursus is, al wat die ouens doen is, hulle gee heeltyd vir jou noodgeval, jy sit in nabootsel, en dan is dit 'n engine wat val, en dan is dit 'n wiel wat bars, en dan is dit 'n instrument wat uitgaan, en dan is dit iemand wat 'n hartaanval kry, en jy moet al hierdie goeders moet jy manage terwyl jy vlieg. En eenoggend word ek wakker en die Here gee vir my 'n perfekte go around. Nou daar's 'n prosedure wat ons deurgaan. Ek gaan net vir jou 'n bietjie meer vertel daarvan. Maar jy's op hierdie pad, en jy dink, nee, maar nou moet jy maar net land, maar daar's 'n opsie vir jou, jy kan verbygaan. En ek wil vanmôre vir julle sê, verre meer, as jy op 'n punt is, waar dit ikabot is, waar dit verby is, you can do a go around. Jy kan omgaan. Kom ek wys vir jou gou 'n video van hoe dit lyk, as 'n vliegtuig omgaan. Hierdie is net 'n YouTube video, dis nie Israel nie, hoor, dis Air Portugal. Jy kan hoor hoe baie die wind. Die wind was daar so 40, 45 knope, so 70 km/h. Awesome. Lyk dit goed? Hoe sal jy voel om 'n passasier in daai vliegtuig te wees? It happens. Die stilste tyd wat jy ooit in jou lewe kry in 'n vliegtuig is op eindnadering. Die witste kneukels wat jy kry op 'n vliegtuig is op eindnadering. Die ouens gryp daai sitplek se gordels vas, ou maat. Because they don't know what's coming. En dan skielik doen jy verbygaan. Amen. Maar kom ek verduidelik gou vir jou, laat jy kyk na die regte prentjie. Dit is uit een van ons boeke uit. Dis nie die hele bladsy nie, dis die onderste gedeelte van die bladsy. Ek gaan net vir jou vinnig wys wat gaan aan, dat jy ook 'n prentjie kan kry. Dit is die pad wat ons volg op 'n eindnadering. Dit is Johannesburg, aanloopbaan 03 regs. Dis die regter aanloopbaan. Die wat so opgebou is. As jy daar na Eastra en Mall se kant toe ry en daai wat so opgebou is, dis daai aanloopbaan. Die hoogte van die vliegveld is 5550 voet. Dis Johannesburg se hoogte. Ons kom in op 8000 voet. Dis 'n instrumentlanding. Die rigting is 034. Op 3.7 myl is daar 'n hoogte wat jy moet roep om te check dat al jou instrumente is in plek, en dan gaan jy af tot by minima. En ja, dis 'n 3 grade approach wat jy doen, en dan kom jy tot by minima, en daar's die hoogte van die aanloopbaan wat 5510 is. So 5710 voet wat 200 voet bo grondvlak is. As jy nie die aanloopbaan sien in sekere omstandighede, dan moet jy omgaan. Goed, dankie vir die volgende prentjie. Dis wat jy in die kajuit sien. Dis 'n PFD, Pilot Flight Director. Daar is die lug wat blou is, daar is die grond wat bruin is, as dit nie so mooi daar is nie. Dis jou spoed waarteen jy vlieg, so jy kan sien as die vliegtuig kom in tot so 135 knope, maal dit met 1.8, dan kan jy dit in kilometer kry. So dis so 250 km/h wat jy inkom om te land. Dis nie stadig nie, dis vinnig.
Okay. Dis die hoeveelheid grade wat jy op hom het, en dan het jy 2 instrumente. Dit is jou sweefbaan, dis nou die baan as jy hy vorige prentjie kan onthou wat jy so afkom. Dis jou sweefbaan en daar's 'n pers magenta kolletjie daar. As hy daar is jy in die sweefbaan in. Dan het jy 'n localizer wat jy op die middellyn van die aanloopbaan hou. Okay, is jy nog met my? Okay. En daai ene moet ook in die middel wees. En dit is die rigting waar jy inkom. Dis nou nie in Johannesburg nie. Dis sommer maar net 'n YouTube ene wat ek afgelaai het. Okay. Maar as jy op die lyn is, dan sal daai rigting in Johannesburg 034 lees. Dan kom jy in om te kom land. Nou het jy sekere parameters, sekere toleransies wat jy kan uitgaan. En as jy buite daai toleransie gaan, dan moet jy 'n verbygaan doen. Nou op hierdie ene daar is dit 'n halwe dot wat jy kan uitgaan. Sorry, is 1 dot. Martin, jy moet my reg help hoor. Is Martin buitekant, okay. Ek is 1 dot. Hierdie een is 'n halwe dot wat hy kan uitgaan. So jy moet redelik akkuraat kan vlieg om dit te doen. Behalwe dit het jy 10 knope wat jy kan op of af gaan op jou spoed. As jy buitekant dit gaan, dan moet jy verbygaan. Okay. Dan het jy daal tempo ook. Dit is hierdie instrument hierso. Daai ene daar, hy wys vir jou teen watter tempo daal jy. 'n 3 grade sweefbaan is gewoonlik 700 voet 'n minuut, standaard. So jy kan sien hier jou daal tussen 730, hy's in die slot, so dis wat dit is. Nou daarso kan jy net gaan, as jy oor 1000 voet gaan, then you must do a go around. Okay. Nou kom ons vat dit na God se woord toe. Voor die volgende slide opsit. Kom ons vat dit na God se woord. Die Here sê, breed is die pad wat lei na die verderf, maar smal is die pad wat lei na die saligheid. Mense, we are working towards excellence. Ek wil vanoggend 2 begrippe voor jou hou, en die een is excellence en die ander is perfection. Ek was op 'n boot gewees, ek en Rosemary. Nico ken al die storie en Stefan weet ook van die storie. Ons was op 'n boot gewees. Het was 'n boot wat Joy Wellness gereël het en ons klim op die boot en dit sous en dit reën en dis nie lekker weer nie. Nou jy wil nie op so 'n boot klim nie, jy wil op 'n boot klim waar dit lekker sonskyn is en die swembaddens is daar en almal is vrolik en so aan. En ons klim al vroeg op die boot. En ek gee vanoggend my getuienis want dit is hoe die Here pad geloop het. Maar voor dit het Nico 'n boodskap gebring by 'n aanddiens en ek en Gert gaan in 'n wat sal ek dit noem, 'n verskil in. Ja. Gert sê vir my, Henny, as jy op die boot klim, moet jy foto's neem. Laat ons dit kan sien. Sit dit op Facebook, sit dit op die website, laat ons dit kan sien. En ek sê vir hom, Gert, weet jy wat? I'm not going to do it. Koppig. Dis hoekom ek my hare het. En Gert sê vir my, hoekom nie? Ek sê, weet jy wat, want die mense ken Henny net as ou wat Hong Kong toe vlieg, en Frankfurt toe vlieg, en Washington toe vlieg, en dan sy op 'n boot, en dis hierdie royaltyd, hulle weet nie van die donderstorms wat ek deurgaan, van die turbulense wat ek deurgaan nie, so ek gaan dit nie doen nie. Gert sê nie, maar jy doen dit want jou hart is reg. So vir hom, Gert, jy ken nie my hart nie. Jy ken nie Henny se hart. Gert sê, ek ken jou hart. En tussen dit in my gees het ek worstelinge, en ek sê, Here, hoekom praat jy nie met Henny nie? Is jy stom? Sorry dat ek nou so oor die godheid praat, want die Here ken die einde voor die begin. Alle eer, alle lof, alle prysing. You cannot fathom God, you cannot mention him, measure him. Die woord van die Here sê, met wie sal julle my vergelyk? Hy hou die sterre in die holte van sy hand. Hy is God. Maar hierdie klein seentjie, hierdie oomie, hierdie oupa, sê vir Here, hoekom praat jy nie met my nie? Ek soek antwoorde in die lewe, hoekom praat jy nie met my nie? En ek klim op die boot, en daar's 4 vrouens. Hulle klim op die boot, en sorry as ek emosioneel raak, maar dit is 'n awesome oomblik wat ons het. En die vrouens klim daar op, so ma en 3 dogters, en ek maak 'n grappie. Die boot staan nog in die hawe, en ek sê vir hulle, hey, julle moet gaan sit, hierdie boot skud, julle maak my siek. Hulle lag natuurlik. Hulle sê, praat so, ek sê vir hulle, ja, maar as jy siek gaan raak op 'n boot, dan moet jy net rys eet. Hulle sê, rys, help dit. Ek sê, nee, maar dit lyk beter as dit op die dek lê. Okay. Maar wat gebeur toe? Ons gaan eet die aand by die sitting en ons gaan sit daar. En ek het volgende oudste dogter.
sy depressie, sy soek God se help. En die aand sit ons en hierdie 3 vrouens, 4 vrouens kom sit net langs ons. En ek sê vir hulle, weet julle wat? Spaai julle op ons. Agtervolg julle ons. Sy sê vir my, nee, ons is hier vir 'n joy wellness ding. Ons is Jesus kinders. Ons is hier, want hier's 'n vrou wat praat oor angs, depressie, stres. Michelle Strydom. Ek sê, wow, awesome. Ek sê, hoeveel betaal ek? Ek wil hierdie ding bywoon, want ek het 'n dogter wat God nodig het. Hulle sê, nee, dis verniet. Weet jy nie daarvan? Ek sê, nee, ek weet nie daarvan nie. En weet julle wat? Die Here vat hierdie pilot en sy vrou en sit ons in 'n konferensie vir 16 ure en 4 dae luister ons na God se woord. En die eerste lesing, toe is dit nie vir my dogter nie, toe is dit vir Henny. Die Here praat oor healing through the sanctification of the heart. 'n Awesome boek, sy het 'n boek geskryf. En die Here praat met my, die trane loop. En daai middag bel ek vir Gert, ek sê, Gert, weet jy wat, ek is uit lyn uit. Vergewe my, die Here ken my hart. God praat met my, is 'n vrou wat praat. As jy vir Henny Oosthuizen ken, I'm not good with women. Ek kan nie maklik na 'n vrou luister, maar hierdie vrou praat met my, en ek hoor nie 'n vrou stem nie, ek hoor die Here sê vir my, kry God se woord in jou hart. Kry God se woord in jou hart. En daar doen Henny Oosthuizen 'n go-around. Doen 'n go-around. En ek's op 'n ander vlak. Kan ek volgende vir jou my teksgedeelte gee? Hierdie gedeelte kom uit Lukas 13 vers 8 uit. Dis 'n man wat 'n vyeboom gehad het wat in 'n wingerd gestaan het. Maak dit vir jou sin. Ek ken nie die woord nie. Ek weet nie uit watter agtergrond uit dit kom nie. Ek is nie deur die pastoorskole nie. Ek het nie teologie geswat nie, maar ek het hierdie gedeelte gevat want ek het 'n gedeeltes gesoek uit God se woord uit wat vir jou sê jy kan 'n go-around doen. Hier's 'n ou wat 'n vyeboom in 'n wingerd gehad het en die meester vertel hierdie gelykenis. Hy sê die tuinier kom en hy soek vrugte aan die vyeboom en daar's nie vrugte nie. En hy sê kap hom uit, hy's useless. Laat hom land. Ikabod. En die tuinier sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. God skep 'n geleentheid vir 'n go-around. Daar was 'n tyd gewees toe Eli met sy 2 seuns Hofni en Pinias het hulle die teenwoordigheid van die Here laat gaan uit Israel uit. Help my as ek verkeerd is. Ek het 4 pastore wat vanoggend na my kan luister. Dit wegvat. En Pinias se vrou baar 'n kind en sy noem hierdie kind Ikabod. Dis verby. The presence of the Lord is gone. En ek sê vanoggend vir jou, as jy op 'n tyd in jou lewe kom wat jy voel God se teenwoordigheid is nie meer daar nie, do a go around. God is in control. Nou ek wil vanoggend so 5 mense uit die Bybel uitvat. En ek wil dit vanoggend vir jou as gemeentelid gee, want dis die fasette wat jy in jou lewe het, om vir jou te sê, God gee vir jou vir môre weer 'n kans. En die eerste een is die volgende. Hierdie is Elia en die vrou wat hy ontmoet het, en hy het vir haar gesê, bak vir my brood, en gee vir my iets om te eet. Toe sê sy, nee wat, ons het 'n bietjie olie oor en 'n bietjie meel oor, ek gaan nou net ietsie vir my kind maak, and then we're gonna land, is Ikabod, ons gaan sterf. En die Here God sê, die meel in die pot sal nie opraak, of Elia sê, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word, tot die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Kan ek jou as fermeer vanoggend net vat? Wie van julle is al langer as 4 jaar in hierdie gemeente? Kan jy onthou van die 5 borde wat hier op was, toe Johan Role nog hier was? Toe ek in die gemeente aankom en ek sien is fermeer, toe sê ek, Here, you are going to do far more than what we can think or pray. Dit was verre meer, en jy het hierdie vermoë om woorde te vat en net iets daarbey aan te koppel. Ek sê verre meer, you're going to take us far more than we can think or pray. En ek kyk na hierdie 5 borde en ek sê, daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. The rain is going to come. En ek wil dit volgens profeties vir verre meer sê, die reën gaan kom. As jy volgende in die banke sit, en jy sê,
Ek het net 'n bietjie meel en net 'n bietjie olie, we on a downward path. Dan wil ek volgens vir jou profeties sê, verre meer, die meel in die pot sal nie opraak nie. Die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here die reën op die aarde sal gee, in verre meer. Kan jy dit vanoggend vat? Ons het vanoggend baie, ek sê dit verkeerd, ek is op video. Ons het vanmôre nodig, soos wat Taran gesê het, to buy into this church. Ek wil hê jy moet vanoggend inkoop in hierdie gemeente in. In die vliegbedryf, we talk about the mind of the cockpit. We talk about synergy. 2 vlieëniers, een ou kan nie hier uitkyk en soontoe vlieg en die ander ou soontoe nie. Daar moet eenheid wees. Daar moet sinergie wees. We need the mind of Christ. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy deel is van Fermer gemeente, en as jy nie deel is van die familie nie, word deel van die familie, because God is taking us to the rain that's going to come. En die meel in die pot, ek het gister vir Stefan gevra, want hulle is die slim ouens, hy sê die meel in die pot kan 'n beeld wees van die brood van die lewe, wat Jesus Christus is. En die olie spreek vanoggend van die salwing van God se gees. En ek wil vanmôre vir jou sê, it will not stop in this congregation. Al is ons 5 mense wat op 'n Dinsdagoggend bid. Al lyk dit of dinge nie goed gaan nie. Al staan ons by 'n mark en daar's net 15 tente en dit reën. Die meel sal nie ophou nie. God sal hier wees. Die salwing van God sal hier wees tot op die dag dat die reën gaan kom. Do a go around. Volgende skyfie. O ja, ek wil net vanaand daar aansluit. Dit het te doen met jou behoeftes, my boetie en sussie. As jy volgende voor 'n koskas staan, as jy volgende by 'n bankrekening kyk en jou behoeftes word nie aangespreek nie. En jy voel dis ikabot, daar's nie geld nie. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Weet net volgende in jou eie persoonlike lewe, God will supply all your needs to his riches. Hy kan, hy sal en hy gaan dit vir jou doen. Jy hoef nie te sterf nie. Do a go around. Tweede skrifgedeelte. Dit gaan oor die mure van Jerigo. Daar's Israeliete wat omgegaan het. Hulle het 6 keer om die mure geloop en die 7de dag het hulle 7 keer daar omgeloop. En daar was 'n vrou gewees wat 'n slegte vrou was. En sy 2 verspieders laat afsak uit die toring uit met 'n tou. En sy het vir Josua gesê, as hierdie mure omval, dink tog net aan my. En Josua sê vir haar, kry al jou familie bymekaar, want die Here sal jou bewaar. En terwyl hulle omloop, wil ek vanoggend vir jou sê, terwyl dit lyk of dit nie goed gaan in jou familie nie, of dit nie goed gaan met jou kinders nie, kry hulle bymekaar. Do a go around. Maar wees waar God wil hê jy moet wees. Die mure sal omval, maar Josua het Rahab laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het. Wat was die vereiste gewees? Hulle moes by haar gewees het, and she did the go around and she took a family with her. As jy volgende boetie en sussie het wat God nie ken nie, as jy volgende kinders het wat jy nie weet waar hulle gaan uitkom in die lewe nie, kry jou familie by jou in jou huis, begin te bid, God will do the wonders that you do not know that he can do for you. Is jy nog met my? OK, ons het nog tyd, ek is amper klaar. Kom ons gaan na die derde skyfie toe. Draai om en sê vir Hiskia, die volk van my God, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak. Ken jy die storie van Hiskia? Die Here het gesê, kry jou huis in orde, want jy gaan sekerlik sterf. As jou gesondheid nie vanoggend is waar dit is nie, God gee jou die geleentheid to do a go around. Hiskia het tot 15 jaar by sy lewe gekry. Dit het gekos dat hy sy aangesig na die muur toe gaan, God gesoek het, mense het vir hom gesê, sterf man, die Here het dit vir jou gesê, land, die storms is te veel, Hiskia het omgedraai, he did a go around. Die volgende ene. Halleluja. Ken jy hierdie skrifgedeelte? Weet jy waar dit kom? Sê weer? Ek kan nie hoor nie. Die man wat aan die kruis gehang het. Is jy volgende op 'n punt dat jy gekruisig is,
Die rekening is net so hoog. It's just a matter of time. Dan is dit Ikabod met jou. Daai man het aan 'n kruis gehang, saam met Jesus Christus. En hy did a go around. En die Here sê vir hom, voorwaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. He did a go around. Die volgende ene. Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Weet jy waar kom hierdie gedeelte vandaan? Samaritaanse vrou. Dis die vrou wat gevang is in egbreek. En die mense wil haar stenig, hulle gooi klippe, hulle wil klippe na haar toe gaan. En Jesus kom by haar en hy sê vir die mense wat om hulle staan, hy sê, julle sonder sonde, gooi die eerste klip. En na haar ruk toe is daar niemand nie. En terwyl die mense daar besig is, skryf Jesus op die grond. En weet jy wat is die wonder van God se woord? Is die Here vat jou nooit baie keer tot by die eindpunt van 'n storie nie. Jy weet nooit wat het met die vrou by die put gebeur wat die water gedrink het nie. Jy weet nooit wat het van die verlamde man gebeur, die ou by die bad van Bethesda wat gesê het, staan op, neem jou bed op en loop nie. Die Here sê nooit vir jou wat is die uiteinde nie. God laat dit vir jou toe om die storie to complete the story. En ek wil volgende vir jou sê, toe die Here in die grond geskryf het, miskien het hy net 'n sirkel getrek. Miskien het hy net 'n sirkel getrek. Want Jesus het geweet, daar was 'n volk wat om Jerigo geloop het, en 'n slegte vrou en haar familie is gered. En toe hierdie vrou by haar staan, toe kon hy miskien net 'n sirkel geskryf en hy sê net, dink net aan Jerigo. Dink net aan Jerigo. As ek daai vrou gespaar het, hoekom sal ek nie vir jou ook spaar nie? En hy sê vir haar, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. And she did a go around. Sy het weer opgestyg. Nou wat doen 'n go around aan jou? En ek wil jou net vinnig 'n paar goeters gee. Wat gebeur fisies as twee vliee hier sit op 'n eindnadering en die weer is sleg? My vroutjie was bevoorreg geweest om nou die dag, en dit het actually gebeur, ek dink so 'n week en 'n half terug, as julle kan onthou, julle kyk mos die weer op die TV en julle ry op die paaie, toe is dit mistig in Johannesburg. Die mis was dik geweest. En ons kom uit die Kaap uit en ons doen wat ons noem 'n Cat 2 landing. Dis amper 'n outomatiese landing, maar nie heeltemal nie. Op 80 voet, dan disconnect jy die autopilot op 80 voet en dan land jy. En my vroutjie sit in die derde seat. Eerste vlug wat sy saam met my doen, sy sit hier agter in die middel in. En ons vlieg aan daai mistigheid in. En die RVR is 300 meter. Nou RVR is runway visual range is 300 meter. 250 km/h, groot vliegtuig, 140 mense. Jy sien net 300 voet voor jou. Net 300 voet. En ons vlieg daar af en die ou wat my nou oplei, sê vir my, jy happy om te land? Ek sê, ja, wel, ek gaan probeer, of course gaan ek I'm gonna give it a go. En Rosemary sit daar agter, sy hoor 500 voet, 400, want die is die autopilot wat die vliegtuig maak. 500 voet, 400 voet, 300 voet, 200 voet, 100 voet. En ek sê, I have control, en ek disconnect die autopilot, want ek moet dit op 80 voet doen. En ek land. En Rosemary sê vir my, wat het jy gesien? Ek sê vir, ek het 3 ligte gesien, want dis al wat jy moet sien. You must see 3 lights, en dis nie 'n aanloopbaan nie. As jy na daai ligte gaan kyk, as jy daar verby ry, kyk daar sulke Kelvin bars wat daar staan, daar's 3 ligte wat jou inlei. Jy moet net 1, 2, 3 ligte sien, en soos jy verder gaan, dan sien jy die volgende 3, dan die volgende 3, en dan sien jy elements of the approach path, en dan land jy. En toe land ek, toe doen ek nogal 'n goeie landing ook, dank die Here daarvoor. En hy sê vir my, how was that? Ek sê, ek gaan jou later vertel. Dis wat ek vir hom gesê het, want dis wat fisies gebeur. En dit is wat die Here vir jou wil sê. Nou, ek wil vir jou net sê, wat moet jy na kyk? Net 5 elemente wat ons na kyk. Die eerste ding as jy 'n go around wil doen, my boetie en sussie, is jy moet vlieg. Jy kan nie 'n go around doen as jy op die grond staan nie, hoor. Dis so basies soos dit, you must be airborne. Jy moet 'n kind van die Here wees. Jy moet aan die regte kant wees. This is practical. Die tweede ding is, jy moet jou instrumente ken en jy moet dit kan gebruik. As ons so nadering doen soos wat ons doen, die ou wat reg sit, hy monitor net die instrumente, hy is nie veronderstel om buitekant te kyk nie, hy kyk net vir daai instrument. As ons op 80 voet kom en ek sê vir hom negative, of ek sê niks nie, dan vat hy krag en hy gaan verby op instrumente, hy kyk nie buitekant nie.
So jy moet jou instrumente ken. Ken jy vanoggend God se woord? Ek het nou die dag iemand gechallenge, ek het vir hom gesê, gaan sit bietjie in jou sitkamer en begin om God se woord op te sê, en kyk hoe lank kan jy skrifte quoteer. Kry God se woord in jou hart. Michelle Strydom het haar hele 16 ure wat sy gepraat het sy gesê, there's healing through the sanctification of the heart, but you have to get God's word within you. Linda het vanoggend vir my gesê, 98% van alle siektes, alle probleme wat jy het, kan opgelos word deur God se woord. Jy het nie nodig om pille te gebruik nie. En dis nie net touchy fluffy goeders nie, dis fisies wat in jou verstand gebeur. En dis hoekom ek net besluit het, kry God se woord in jou hart. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Ek het toe ek nog gewerk het en toe ek begin 'n 10de betaal het, en dis hoekom Henny Oosthuizen vanoggend hier staan, het ek 'n cheque uitgeskryf vir my 10de, en aan die onderkant van die cheque skryf ek, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe op my cheque. Sê mense vir my, wat doen jy dit voor? Dan sê ek, want miskien is daar 'n bankklerk wat hierdie cheque vat, en hy kyk daarna, hy kyk wat betaal hierdie ou, en hy sê, maar hier's iets awesomes. En ek kan vir jou sê, dis omdat ek het bely het, dat ek vandag is waar ek is, because surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ek het 'n prent wat in my huis ophang, as jy inloop, dan sien jy hom. Ek en my huis sal die Here dien. Soos Henny vir Oosthuizen vanoggend voor jou staan, en hy is waar hy is, die wiel het gedraai, die welf is nou bo, is nie omdat hy goed is nie, is omdat hy in die plan van God is. Ek wil vir jou vanoggend sê, kom in die plan van God, ken God se woord. Die volgende ding wat jy moet kan doen, is jy moet weet wie is jou krag. You must take power. Hulle noem dit toga power. Take off, go around power. Nou kan ek dit vanoggend vir jou geestelik sê, TOGA, think of God alone. Dink aan God, as jy kom op daai punt, wat jy nie meer kos in jou kas het nie, wat jy nie meer geld in die bank het nie, think of God alone and do a go around. En dan natuurlik, jy moet die regte stand kies. As jy verbygaan, single engine, 12,5 grade. 2 engines, 15 grade. Kry die regte stand. Word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Kry die regte stand. As jy 'n downward stand het, my boetie, dan gaan jy crash. Jy gaan spare parts wees. Boesman tekeninge. OK. Maar as jy die regte stand het, then you're going to get into the height. Jy gaan bo die wolke weer uitkom, jy gaan tyd koop, en jy gaan weer inkom om te kom land. En dan die laaste ding wat ek jou vanoggend wil uitnooi is, gebruik die geleentheid. Kom in God se plan, en moenie dink, dit is Ikabod nie. God is nie 'n God van tweede kansse nie. God is nie 'n God van derde kansse nie. God creates the opportunity. God het 'n plan. En weet jy hoe dink Henny Oosthuizen daaraan? En ek gaan afsluit daarmee. Weet jy hoe dink ek daaraan? Is op die 21ste Julie 1959 is Henny Oosthuizen gebore. Kyk, kan ek julle net stop, as jy nou vinnig wil uitwerk, hoe oud is ek, hoef jy te doen nie, ek word 58 hierdie jaar. OK. 21ste Julie het die Here Henny Oosthuizen op aarde gesit, sodat hy vanoggend in Verremeer kan staan en vir jou te sê, go around. That's how awesome our God is. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die plan. Hy is die lelie van die dal, hy is die blinkmôre ster. Hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welbehaag. Kan ons vanoggend eer aan God gee? Kan ek jou vat na die laaste go-around wat die duiwel gedink het, hy het die oorwinning behaal, die laaste skyfie, sy daar. Dit is volbring. Jesus loop die pad na Getsemane toe. En as ek volgende hier staan, dan is dit nie omdat ek hier staan en 'n vlieënier is nie, ek wil vanoggend vir jou Jesus voorhou. Hy het die pad geloop, hy was op eindnadering gewees, hy het gestruikel onder die kruis, Simon van Silene het dit gedra, hy het gekom tot op Golgotha, hulle het hom gekruisig, hy het 7 kruiswoorde gespreek, hy het tot vir hom ma gesê, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Hy het hierdie dinge gedoen, en toe die magte van die duiwel
om daardie kruis gedink het dit is, toe sê Jesus, it is finished. En die duiwel sê, yes, he's landed, he's gone. En ek het nie daai videoklip kon kry nie, maar daar's 'n videoklip van 'n aanloopbaan wat so loop. En jy sien hier daal die vliegtuig en hy raak weg. Jy sien hom nie. He's gone. En dit is wat die duiwel gedink het, die vyand. En skielik styg Jesus op en hy doen 'n go around. And if he can do it, he's prepared the way for you to do a go around. En hy verskyn aan sy disippels en sy disippels sê, dit kan nie wees nie. En Jesus sê, dit is ek. Hy blaas oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees, vrede vir julle. Die Here skep vir jou 'n geleentheid to do a go around. And then, can I ask you this morning, kan ek vanoggend vir jou vra, as jy dit die resep het om 'n go around te doen, take somebody with you. Take somebody with you. Daar's hierdie Franse vliegtuig, as jy 'n Airbus vlieg, is miskien bietjie op 'n ligte noot, in 'n Airbus, dan sê die ouens altyd, what is it doing? Dan praat hulle eintlik van, wat doen die vliegtuig? Want daar's automatics, en baie keer doen die vliegtuig snaakse goed, want hulle sort nog die software uit. En daar's een wat gekom het, en hy doen 'n nadering, en skielik gaan die vliegtuig verby. En die ATC sê, die air traffic controller sê, what is happening? En die vlieënier sê, the aircraft is going around. En die ou sê, well, state your intentions. Hy sê, well, I'm going with it. Okay. Maar wat ek volgende vir jou wil sê, my boetie en sussie, en luister mooi wat sê Henny Oosthuizen volgende vir jou. Hier's volgende leerbanke van mense wat hier sit, wat gedink het hulle moet land. Hier's nie meer plek vir hulle hierso nie. Ek wil volgende hê, jy moet hulle volgende weer terugkry, en sê vir hulle, daar is plek vir jou, om te gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vanmôre vir die grootheid, Here. Ek dank U vanmôre vir die liefde, ek dank U vir die woord. Ek dank U vanmôre, Here, dat ek dit kon oorbring. Dit wat U in my gees vas laat slaan het, Here. As ons op 'n punt kom wat ons kan sê, dis Ikabod, dat die Heilige Gees vanmôre hierdie mense sal vat. Hulle sal vat en sê, there is time to do a go around. Maar ek bid vanmôre, Here, dat U hulle die kundigheid sal gee uit U woord uit, die krag van die Heilige Gees, die salwing oor hulle lewens sal spreek, ook in hulle families vanmôre, terwyl ons moeders het, Here, dat dit vanmôre sal gebeur, dat hulle op 'n punt sal kom, wat hulle sê, ons koop die tyd uit, we're doing a go around, we're going into a holding pattern, we're going to sort ourselves out, and then we will do the approach again, because that's what you want us to do. Ek wil vanmôre bid vir verre meer as 'n familiekerk, Here. Ek wil bid dat ons as 'n kerk saam sal staan, that we maybe do a go around, Here, dat ons weer in 'n ou patroon ingaan, sinergie sal kry, eenheid sal kry, energie, motivering om hierdie gemeente te vat, dat ons 'n stad op 'n berg sal wees, dat ons die lig van die wêreld sal wees. Please, Lord, guide us to do the go around in Jesus' name. Amen.